ons bespreek die volgende oor SETA's, of soos hulle sê, die SOOO, sektorale onderwys en opleidingsowerheid. Wat gaan ons bespreek? Punt nommer 1. Ons gaan kyk na die rol of die funksies van SETA. Punt nommer 2, vaardigheidsheffings. Punt nommer 3, leierskappe. Punt nommer 4, die doel of voordele. Punt nommer 5, die finansiering of die befondsing van die SETA's. En die laaste punt wat ons gaan aanspreek, die impak van SETA op sakebedrywighede. Goed, punt nommer 1, ons gaan kyk na die rol of die funksies van SETA. SETA tree op as onderwys- en opleidingskwalifikasieversekeraar vir standaarde en kwalifikasies in die sektor. Punt nommer 2, oor die rol of die funksies van SETA, om geld van die nasionale vaardigheidsontwikkelingsheffing te versprei. Punt nommer 3, en om inligting oor die sektor te verskaf. Vaardigheidsheffing. Wat is vaardigheidsheffing? Kom ons kyk. Dit is ingestel om te verseker dat die privaat besighede bydra tot die ontwikkeling van vaardighede. Punt nommer 2. Alle besighede met 'n salarisrekening van meer as R500.000 per jaar moet 1% van die bedrag as 'n heffing betaal. Punt nommer 3, oor vaardigheidsheffing. Dit is die verdeling van geakkumuleerde heffings wat besighede betaal. Kom ons kyk na die uiteensetting van hierdie heffings. Die Nasionale Vaardigheidsfonds 20%. SETA-organisasie slegs 10%. Leerdervaardigheidsplan 20%. En die besigheidvaardigheidsplan en verslag 50%. En dit gee dan vir ons 'n totaal van 100%. Ons gaan voort met die volgende aspek en bespreking van vaardigheidsheffing. Besighede kan 'n gedeelte van die heffing van SETA terugeis. 'n Vaardigheidsplan moet opgestel en daar moet oor die implementering daarvan gerapporteer word. Kom ons kyk na die volgende aspek van SETA ten opsigte van leerderskap. Wat is leerderskap? Leierskap en vaardigheidsprogramme is beroepsgestruktureerde leerprogramme en dit word deur geakkrediteerde verskaffers aangebied, wat tot die krediete vir 'n kwalifikasie binne die NKR bydra. Ons gaan voort met leierskap. Volgende kolpunt wat belangrik is, 'n voorbeeld. Die PSETA, dit staan vir die publieke diens sektorale onderwys en opleidingsowerheid. Hulle verseker 'n goed gekoördineerde onderrig en opleiding binne die publieke sektor. En dit moet met sekere departemente saamwerk om die volgende te bereik. Om leierskappe te identifiseer en te ontwerp, om leierskappe te registreer, voorsien 'n assessor opleiding in die werksplek, registreer en akkrediteer diensverskaffers, administreer leierskap ooreenkomste en baie belangrik daarna die uitreiking van sertifikate. So, wat is die doel en die voordele wat hierdie SETA's dan vir hierdie wet op vaardigheidsontwikkeling inhou? Kom ons kyk. Eerste punt. Bestuur en leierskap en opleiding in elke SETA. Punt nommer 2.
Verseker dat vaardigheidsvereistes in verskillende sektore geïdentifiseer word. Kolpunt nommer 3. Dit verseker dat opleiding van die regte kwaliteit is. Dit is ook verantwoordelik vir vaardigheidsprogramme. En daardie vaardigheidsprogramme is om die vaardighede van hulle huidige werknemers te ontwikkel. Help werklose mense om in die arbeidsmark te kom deur vaardigheidsprogramme te voorsien en voorsien akkreditering aan fasiliteerders en opleidingsvoorsieners. Kom ons kyk na die impak van die SETA op die sakebedrywighede. Daar is ook sekere voordele aan verbonde. Eerste punt wat ons daaromtrent kan noem, opleiding van werknemers word deur gekwalifiseerde eksterne organisasies gedoen. Punt nommer 2. Werknemers kry die nodige vaardighede en verrig hul werk meer produktief. Kom ons kyk na die nadele van SETA op sakebedrywighede. Eerste punt, besighede moet 'n gedeelte van hul totale salarisrekening aan die owerhede betaal, mits die rekening R500,000 per jaar oorskry. Werknemers moet as gevolg van opleidingssessies van die werk af wegbly, wat lei tot 'n verlies aan werksure.